Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele. Maar Josef was in Egipte. En Josef het afgesterwe, en al sy broers en daar 'n hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê: Kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pithom en Raamses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerlei werk in die landerye, al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander Pua, gespreek en gesê: As julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood, maar is dit 'n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep en hy sê vir hulle: Waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao: Die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê: Al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat hol dit. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind, en kyk, dit was 'n seentjie wat huil, en sy het hom jammer gekry en gesê: Dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van die Farao: Sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soeg? En Farao se dogter antwoord haar: Ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar: Neem hierdie seentjie en soeg hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê: Ek het hom mos uit die water getrek. En in die dae, toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid gesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man 'n Hebreëse man, een uit sy broers, slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was 2 Hebreëse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het: Waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord: Wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het?
En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad. Die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gou? En hulle antwoord, 'n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos, en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarom sê hy vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Roep hom dat hy kan brood eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sipora gegee. En toe sy 'n seun gebaar, het hy hom Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. Hierdie is die woord van God. Goeiemôre. Goeiemôre Ligpunt. Dit is goed om saam met julle te wees na laas naweek se wonderlike geseënde voorwaartskamp wat ons kon gehad het. As jy vandag die eerste keer by ons is, wil ek net saam met Elof vir jou ook baie welkom sê. En vandag is 'n goeie keer om by ons te kom kuier, soos wat ons vandag begin met die boek van Exodus. En vir die volgende paar maande gaan ons saam kyk na Exodus 1 tot 15. Ons gaan dit as 'n blok doen, dan sal ons op 'n latere stadium terugkom na Exodus 16 tot 40 toe. Daar was baie gelees. Wel dan was Mia het uitstekend gedoen. Wel dan Mia. Uitstekend. Dankie. Iemand gaan die 10 gebooie as een vir ons moet lees. So jy het goed gedoen om net 2 te kry. Maar vriende, dit is so wonderlik om saam met julle te kan wees. En in hierdie boek, der duisende jare gelede, wat vertel van der duisende jare gelede en was der duisende jare gelede gepen, is dit so relevant vir ons vandag in 2024. En so kom ons bid, kom ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet, kom ons vra dat hy deur sy woord soos hy altyd doen, sal praat, kom ons bid en vra dat die Gees sal werk, en ons sal help om Jesus duideliker te sien en in hom ons rus vind. So kom ek bid dit vir ons. Vader, ons wil vir U dankie sê, soos wat ons kan saam wees vanoggend hier. Reeds vanoggend was U goed vir ons. Here, maar ons staan met gebakte hande voor U. Ons is dors, o Heer, vir genade en vir krag en vir perspektief vir nuwe lewe, wat net U kan skenk. U doen dit soos wat U praat, soos wat U Gees aan die werk is, soos ons vir Jesus op die troon van alle realiteit sien. O Here, elkeen van ons het dit nodig. Here, vir die van ons wat hier so sit en dink ons het dit nie nodig nie, ag Here, sal U ons ook genadig wees. Maar kom bring ons harte tot ruste, soos wat ons rus in Koning Jesus vind. Wees met ons nou in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, wie van julle het die rolprent gesien, Life is Beautiful? Enigiemand? Was 'n paar hande actually. Wel dan, 1997 uitgekom, het is 'n Italiaanse rolprent. Dit het in daai jaar het dit die Oscar gewen. Vir beste rolprent. Uitstekende rolprent. Life is Beautiful. Dis 'n Italiaanse rolprent en dit handel dis hierdie storie oor hierdie Joodse Italiaanse man. Sy naam is Guido Orefice, ek hoop ek sê sy naam reg. En hy is hierdie Joodse Italiaanse man, boekwinkel-eienaar tydens die Tweede Wêreldoorlog. En so dit speel af hier in die Tweede Wêreldoorlog en die hele storie, soos die titel sê, Life is Beautiful, is regtig die storie hoe Guido sy seun tydens die Tweede Wêreldoorlog probeer beskerm, nie net fisies nie, maar eintlik emosioneel. En hulle hele gesin, en ek gaan nie te veel van die storie weggee nie, maar hulle hele gesin eindig op in 'n konsentrasiekamp. En dit is hierdie baie hartseer, maar tog op tye snaakse storie, soos wat hy probeer om sy seun te beskerm, en hy wil nie hê sy seun moet agterkom hierdie aaklige oorlog wat aan die gang is in hierdie plek waar hulle self bevind nie. En hy vertel vir sy seun, dis alles net 'n speletjie. Hierdie hele ding is eintlik net een groot speletjie en ons is deel van hierdie speletjie. Dis net fiksie, dis nie realiteit nie. Nou ek gaan daar stop. Ek wil nie die res van die storie weggee nie, maar ek begin daarmee, vriende, want ek dink daai seun in die storie se lewe is baie kere soos jou en my storie.
Jy sien, ons almal word groot in hierdie wêreld, baie kere of dit jou ouers is, of dalk wie ook al na jou omgesien het, maar ons word groot in hierdie wêreld, met mense oor ons, gewoonlik ons ouers, wat vir ons probeer net kry om te dink dat die lewe is pragtig, alles is mooi, alles is great. En vir 'n oomblik is dit hoe ons na die lewe kyk, alles is 'n avontuur en alles is mooi. En dan word jy hier 'n kleuter en jy stamp jou toon, en dit seer. En jou toon bloei. En jy gaan kleuterskool toe en jy word verwerp deur baie van die maatjies. En jy word later geboelie op skool. En jy kom agter by die huis, alles is nie heeltemal lekker tussen pappa en mamma nie. Dalk is pappa of mamma nie meer daar nie, dalk is beide van hulle later nie meer daar nie. En jy word siek, en ander om jou raak siek, party van hulle self kry kanker, party van hulle self sterf. En ek en jy word groot in so 'n wêreld, en jy of ander om jou ervaar armoede, jy word stelselmatig gekonfronteer met rassekonflik, jy word groot in 'n wêreld met potholes, en met load shedding, met misdaad, en met korrupsie, en daar is natuurrampe, en daar is oorloë, en by elke jaar, vriende wat verbygaan, net toenemend, begin ek en jy meer en meer te sukkel om te glo dat life is beautiful. En ek dink dit is juis hier waar die tekkie die teerslaan dan vir ons ook as gelowiges. Want ons is 'n mense per definisie wat glo dat hierdie life, hierdie wêreld, het 'n God wat oor dit alles staan. Hy het dit nie net geskep nie, hy hou alles in stand. En dat daai God is ook vir ons. Hy is ons Vader. En so ons is 'n mense wat sukkel om te glo dat life is altyd beautiful, en as jy enigstens soos ek is, dan gaan ons toenemend deur die lewe, en elke jaar voel dit asof dit raak moeiliker vir ons om dan te glo, maar alles is alright, en ons vra onsself af, maar waar is God in dit alles? Waar is God in dit alles? Waarmee is hy besig? En vriende, ek begin nie meer vanoggend, want dit is regtig wat ek glo Eksodus 1 en 2 vir ons wil antwoord. Dit is wat hierdie storie wat ons vandag na kyk, presies oorhandel. Julle sien vriende, die boek Eksodus wat ons nou gaan kyk in die volgende, wie weet hoe lank voor saam, vertel die geskiedkundige verhaal oor waar God is, te midde van al die gemors en al die gebrokenheid van sy mense se lewens. Dit is waar die boek gaan. En Eksodus 1 tot 15 vertel vir jou en vir my, waar is God te midde van sy mense, in hierdie konteks die Israeliete, se slawerny bestaan. Dus vertel vir ons, waar is God in die midde van dit? En dan in hoofstuk 15 tot 40 vertel dit vir ons die storie van waar God is, te midde van sy mense se woestyn bestaan. En wat ons gaan sien reg deur die boek van Eksodus, is dat beide daar in hulle slawerny bestaan en in hulle woestyn bestaan, gaan hulle vir God toenemend leer ken. God gaan hulle verlos, oor en oor, hulle gaan dit nie verdien nie, en God gaan oor en oor, keer op keer toenemend hulle verlos. En soos wat God in die midde van hulle gemors, hulle bly red, leer hulle hom ken. Toenemend leer ken, en hulle gaan God leer ken, gegee die naam wat hy homself aan hulle mee bekendstel, en dit is as die Here. En God gaan vir hulle help verstaan, wie is ek? Wat beteken dit vir my om die Here te wees? En ons begin juist daar, in Eksodus hoofstuk 1 en 2 vandag, vriende, tel jou blaadjie op, ek hoop het jy Bybel of 'n foon of 'n blaadjie by jou, maar hou jou neus asseblief in die teks, want ons gaan deur hierdie storie saam werk vandag. In Eksodus 1 vers 1 tot 7 skets dit vir ons amper die stand van sake, hier reg in die begin, in die eerste paragraaf. En wat dit vir ons sê, vriende, is hier vind ons die volk Israel, en ons vind hulle in 'n eienaardige plek, in die plek tussen belofte en vervulling. Dis waar hulle self bevind. Jy sien, ons behoort hierdie eerste paragraaf in die boek van Eksodus te lees, saam met die laaste paragraaf van die boek van Genesis. Kyk saam op die skerm, hier is die laaste paragraaf in die boek van Genesis. Daar vertel ons dat op hierdie stadium is Abraham se nageslag reeds nou in Egipte. Jy sal dalk die storie van Josef 'n klein bietjie ken. Josef wat op daardie stadium regtig omgesien het in Egipte na sy mense. Hulle het baie voordele gehad onder Josef. Maar aan die einde van Genesis kom Josef en hy praat met sy familie. Hy sê vir hulle, hoor, ek's nou 'n ou man en ek gaan binnekort sterf. Maar Genesis 50 vers 24 en vers 25
God se mense Israel, onthou God se beloftes. Onthou die beloftes wat God aan Abraham en aan Isak en aan Jakob aan ons gemaak het. Daardie beloftes, vriende, vind ons reg deur die boek van Genesis. Dit is beloftes dat God sal hulle seën. Hy gaan hulle God wees, hulle gaan sy kinders wees. Dis beloftes dat God sal hulle vrugbaar maak en hulle sal vermeerder. Ja, God gaan hulle seën en God sal éventueel hulle bring in die beloofde land Kanaan in. Maar nou kom ons by die boek Eksodus. In die eerste paragraaf, en ons stel daai storie op. Ons sien jy op jou blaadjie of in jou Bybel daar. Hier in die eerste paragraaf sien ons dat die seuns van Israel is nog steeds in Egipte. Josef het, soos hy gesê het, gesterf. Maar kyk saam met my na vers 7, baie belangrik, want vers 7 is presies geskryf met die taal van die boek van Genesis, om vir jou en vir my te wys dat hierdie beloftes wat God gemaak het, is besig om stelselmatig tot vervulling te kom. Die kinders van Israel, vers 7, was vrugbaar, check, net soos God beloof het in Genesis. Die volk het baie geword, check, great, net soos God beloof het. Hulle is besig om te vermeerder, hulle het buitengewoon magtig geword, sodat die land vol van hulle was. Die probleem is, hulle is in die verkeerde land. Hulle is nie in die beloofde land Kanaan nie, hulle is in Egipte. Hulle is slawe in slawerny in Egipte. En so die punt is, vriende, ons kom in die begin van die boek van Eksodus en Israel vind hulle self in hierdie ongemaklike plek tussen God se beloftes, maar daardie beloftes wat nog nie ten volle gerealiseer het nie. Dit is die grys area waarin hulle self bevind. En dit is, vriende, waar die boek gaan en dit is wat spesifiek in ons gedeelte aangaan. Die vraag is, waar is God in sy mense se moeilike omstandighede? Waarmee is God besig? Antwoord, Eksodus 1 en Eksodus 2. Vriende, ek wil eers met hierdie storie verder saamvolg. Ons gaan kyk na hierdie 2 hoofstukke in die hand van 3 opskrifte vanoggend, 3 bewegings in Eksodus 1 en 2. Hier is die eerste een en dit sal op die skerm wees. Sien raak saam met my Farao die vervolger. Farao die vervolger. So, kyk saam met my aan vers 8. Ons word vertel dat op hierdie stadium is daar 'n nuwe koning in Israel. 'n Koning wat, sê die teks, niks van Josef af geweet het nie. So hy kan nie onthou al die wonderwerke wat die Here gedoen het in die einde van Genesis nie. Hierdie is nou 'n lang tyd daarna. En so hy is nie 'n koning en die res van die Egiptenare ook nie. Hulle is nie mense wat of ontzag het vir die Here, hulle vrees nie die Here nie en verseker het geen ontzag vir Israel nie. En so kyk daarso wat sê hier die nuwe koning vir die Egiptenare. Hy sê vers 9, hoor hierso boys, die Israeliete word heeltemal te veel, hulle word heeltemal te sterk. Vers 10, kom laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Nou ons moet stop by daai vers. Dit is 'n belangrike vers. Want wat ons in daai versie sien daar, vriende, is dit weer eens, dit baie doelbewus. Ego vir ons die storie van die boek van Genesis. Farao se taal hier, vriende, in vers 10 van hierdie slim plan wat hulle moet beraam, behoort jou en my ore te kielie. Dit behoort ons te herinner aan wat ons van gelees het in Genesis 3 vers 1, van die slang wat slinks is. Die hele taal hier wat hy vir die Egiptenare sê, kom laat ons, is presies woord vir woord, presies dieselfde taal wat ons sien in Genesis 11, waar 'n goddelose wêreld saamtrek en hulle sê, kom laat ons onsself verset teen die wil van die Here. En die taal hierso in vers 10, waar Farao die Israeliete wat vermeerder vrees, is presies dit wat God se skepingsmandaat was vir die mensdom. Die mensdom moet vermeerder, selfe woord, en moet die land, selfe woord, vul. Nou sien Farao dit gebeur en dit freak hom uit. Vriende, die punt hier is dit. Hoor asseblief tog mooi, Farao hier in die storie is 'n menslike vergestalting van demoniese oppositie. In Genesis 3 vers 15 het God gesê na die sondeval dat die
nageslag van die vrou gaan in vyandskap wees teen die nageslag van die slang. Maar daar gaan een seun kom uit die nageslag uit die vrou uit en hy sal die slang se kop vermorsel. Vriende, dit is wat afspeel hier in Eksodus hoofstuk 1. Kan jy dit sien? Dit is wat hier so afspeel. Eksodus 1 tot 15, vriende, is die storie van 2 koninkryke wat in konflik is. En wat ons hier het in hierdie storie vandag, is aan die een kant die koning van Egipte. Onthou, die naam Farao is nie sy naam nie, die naam Farao is ook maar net 'n titel, maar die teks sê vir ons, hy is die koning in Egipte. 3 keer sê Eksodus 1 dit. Hier is die koning van Egipte, teen wie kom hy te staan? God. 3 keer in Eksodus 1 sien ons verwys dit hier na God. Wat ons hier het, vriende, is soos 'n boksgeveg. Boks is nou nie meer die inding nie, is nou UFC. Wat ons hierso het is soos 'n UFC fight tussen die koning van Egipte en tussen God, die Here. En so kom ons sien raak hierdie geveg. Kyk saam met my in die teks, vers 11. Farao gooi die eerste hou. Hy beveel die slawedrywers om die Israeliete se werk te vermeerder, om hulle te verdruk, maar God counter, vers 12. Hoe meer die Egiptenare die Israeliete verdruk, hoe meer het hulle, die Israeliete, wat gebeur? Vermeerder, hoe meer het hulle vermenigvuldig en uitgebrei. Vers 13 tot 16, Farao gooi 'n tweede hou. Die Egiptenare moet nou die Israeliete nog verder, sê die teks, laat harder werk. Farao sê vir die Hebreëse vroedvroue om al die jong seuns dood te maak. Maar wat gebeur? God counter dit. Vers 17. Die vroedvroue het God meer gevrees as vir die koning van Egipte. Hulle het hom nie gehoorsaam nie. En so Farao gooi 'n derde hou. Vers 18 tot 19. Hy roep hierdie vroedvroue in sy kantoor en hy sê vir hulle, hoekom luister julle nie vir my nie? En dit is nogal snaaks eintlik, die vroedvroue kom so klein bietjie 10 en dink ek die eerste wit lintjie in die Bybel. Is hulle kom dan te sê oor die Farao, jy sal dit nie glo nie. Maar hierdie Israelitiese vroedvroue is eisters. Spoedkraam is hulle ding. Dis wat hulle doen. Teen die tyd wat ons by hulle huis aankom, babas reeds gebore, ek dink hulle loop al, hulle kuier by ouma en oupa. Ons weet nie waar hulle is nie. Vers 21, en omdat die vroedvroue weer as dit daar God gevrees het, het God huisgesinne aan hulle geskenk. Vriende, die punt in die storie hier, moet dit nie mis nie, is hierdie is 'n kosmiese stryd wat aan die gang is. Hierdie is 'n kosmiese stryd tussen die Satan en die Here. God se mense vat shots. Die Satan is besig om sy beste houe by wyse van Farao te gee, maar hy's nie suksesvol nie. In fact, dit lei uiteindelik tot die verdere seën van God se mense en die verdere uitbou van God se koninkryk. En vriende, vir nou wil ek net hierso een waarheid vir ons uitwys, soos wat ons dink oor wat dit vir jou en vir my hierso beteken. Daar's baie wat ons kan sê, vriende, maar een ding, soos wat ons probeer sin maak van ons gemors en ons gebroke wêreld waarin ek en jy onsself bevind. Dis die een waarheid hier in Eksodus 1 wat ek asseblief ons net aan wil herinner vanoggend. Paulus som dit so goed op vir ons in Efesiërs 6 vers 12, 'n teks wat ons goed ken. Paulus maak hierdie punt van Eksodus in Efesiërs 6 wanneer hy jou en my herinner, gelowige Christen, ons stryd is nie eintlik teen vlees en bloed nie. Dit is 'n geestelike stryd teen die Satan homself. Vriende, ek dink een van die groot redes hoekom ons so mismoedig raak op die beste van tye met al die gemors en al die gebrokenheid, al die sleg en die seer in hierdie wêreld. Ek weet hierdie is totaal en al waar van my. Een van die groot redes hoekom ons so mismoedig raak, vriende, is want ek en jy op die beste van tye vergeet ons is in 'n oorlog. Ons soort van weet dit, maar ons glo dit nie regtig nie. Dink weer terug aan daai storie Life is Beautiful. Dit was oorlog in die hele wêreld op daardie stadium. En in daai oorlog bevind hulle self binne 'n konsentrasiekamp. Dit is die wêreld waarin hulle is. Vriende, die Nuwe Testament, die Bybel sê ek en jy is altyd in daai wêreld. Ons is altyd in daai oorlogswêreld. Ons is altyd in daai konsentrasiekamp wêreld. Ons is altyd daar.
En die mate waarin ons dit vergeet, is die mate waarin ek dink ons baie kere mismoedig raak. Want ons verwag paradys, ons verwag hemel op aarde. Maar dit is 'n tyd van oorlog. Vriende, dit is die punt wat ons gemaak het in ons vorige reeks. Wat ek en jy onsself en mekaar aan die heeltyd elke liewe dag moet herinner, is ons moet onsself grond in God se storie. Waar vind ons onsself? Wel vriende, ons vind onsself in 'n wêreld tussen God se belofte en die vervulling van God se belofte. Dit is waar ek en jy onsself nou bevind. En in hierdie wêreld, tussen belofte en vervulling, hier klap die skote. Hier klap die skote. En so gelowige kan ek jou aanspoor mee. Moenie verbaas wees daaroor nie. Sien die eintlike vyand raak. Staan vas teen die aanslag van die duiwel. Dis die hele punt van Efesiërs 6. Staan vas, sê Paulus. Die manier wat ons vas staan, is om in die wapenrusting weg te kruip. Die manier om in die wapenrusting weg te kruip, sê Paulus vir jou en vir my, is om by wyse van God se woord en by wyse van gebed heeltyd te staan binne in die oorwinning wat Jesus reeds behaal het. Dit is om binne die wapenrusting. Jesus is die wapenrusting. Ons kruip binne in hom weg. Vriende, dit is die lewe nou hier tussen belofte en vervulling. Hier waar die skote klap. Die vraag vir jou en vir my is, gaan die vyand seëvier? Gaan die vyand seëvier? Wel, dit is die tweede beweging in ons storie. Kyk saam met my tweedens. Moses se verlossing. Moses se verlossing, Eksodus 1:22 is waar ons gaan begin tot by 2 vers 10. Kyk saam met dan Eksodus 1:22. Hier gaan die koning van Egipte, die farao, en nou gaan sy demoniese aanslag net eskaleer. Nou beveel hy nie net die vroedvroue om die seuns, die Hebreëse seuns dood te maak nie. Nou sprei dit uit. Hy eskaleer dit. Hy sê, hoorie alle Egiptenare, julle het nodig om elke liewe Hebreëse seun in die Nylrivier te gaan verdrink. Maar vriende, die ding wat ek en jy nie moet mis nie, is alhoewel in die storie wat dan volg, in Eksodus 2 tot 10, in ons volgende gedeelte, is daar nie een keer, is God nie te sien nie. Die woord God kom nie een keer voor nie, is die hele punt hier, God is oral. God is totaal en al die baas van die plaas. Wat ons sien in Eksodus 1 tot 10 is dat God in sy soewereine wysheid is die heeltyd besig om agter die skerms met sy onsigbare hand, is hy besig om sy wil te laat geskied. Kyk saam met my, begin van Eksodus 2, ons word vertel van hierdie Hebreëse paartjie, en hulle bring 'n kind in die wêreld in, en Eksodus 2 vers 2 sê vir ons dat hierdie is 'n mooi kind. Dit is belangrik. Mooi kind, wat is die punt daarvan? Wel, dis Handelinge 7 en Hebreërs hoofstuk 11 sê ook vir ons, Moses was 'n mooi kind. So dit is 'n belangrike punt. Die punt daarvan, vriende, is dat hierdie woordjie hier wat vertaal word vir ons as Moses was 'n mooi kind, is presies dieselfde woordjie wat oor en oor in die heel eerste hoofstuk van die Bybel voorkom. Elke keer wanneer God skep en dit sê, en dit is goed. En dit is goed. Dit is aanneemlik vir my. Dit is die woordjie hier. Hierdie kind is goed. Hierdie kind is aanneemlik vir God. Die punt daarvan is dat hierdie kind is 'n spesiale kind. God se guns rus op hierdie seun. Maar soos wat hierdie klein babietjie nou 'n klein bietjie groter is, ons nog nie presies seker hoe oud nie, maar nou kan sy ouers hom nie meer daar in die huis stilhou nie. Hulle moet 'n ander plan maak want jong seuns word doodgemaak in Egipte op daardie stadium. So sy ma gaan en sy weef 'n mandjie vir hom van bissies. En sy sit haar seun binne in die mandjie. Sy gaan steek hom weg daar tussen die riete in die Nylrivier. Nou weer eens belangrik. Die woordjie mandjie is baie belangrik hier. Die woordjie mandjie hier is die woord ark. Dis presies dieselfde woord wat regdeur Genesis 6 tot 9 gebruik word van die ark, en hierdie is die enigste ander plek in die hele Ou Testament waar hierdie woordjie gebruik word. Ark. Moses word in 'n ark weggesteek. Die punt is dieselfde as die punt nou net voor dit. Die punt is hierdie is 'n spesiale kind. Hierdie is 'n kind op wie God se guns rus. En dit is wat ons dan sien uitspeel in die res van die storie. Ons sien God in sy soewereine wysheid met sy onsigbare hand
agter die skerms werk en moet nie die storie mis nie. Hierdie storie behoort ons te laat lag. Die oorspronklike audience sou ten minste geglimlag het of gelag het toe hulle die storie gehoor het. Kan jy dit sien? Hier staan Moses se jong sussie, sy's 'n slavin meisie, ver weg van die Nyl af, teen en agter 'n boom, kyk so, sy's besorg oor haar boetie daar in die Nyl. En kan jy dit glo? Haai wat, jy sou amper dink dis per toeval. Maar terwyl sy daar sit en kyk vir haar broer, kom iemand verby en dis nie net enige iemand nie, dit is Farao se dogter. Op presies die regte tyd, op presies die regte plek, en soos wat hulle presies op daai plek verbystap, op daardie oomblik wat gebeur, bang, hierdie klein laaitjie begin 'n tantrum gooi. Hy begin huil en skree net op daai stadium, en so die slavinne van die Farao se dogter en sy vind hierdie baba daar in die mandjie. Hulle tel hom op, hulle kan sien hy's teen besny, so hulle kan sien is een van die Joodse seentjies, en hy huil. En op daardie stadium, hier is 'n blinkplan. Die Farao het gedink hy het 'n blinkplan, hier kom 'n blinkplan. Hierdie jong slavin, Hebreëse meisie kom, sy gaan na die prinses toe. Sy sê presies. Kan jy dit glo? Hier's 'n baba in die rivier, jy het 'n baba gevind. Jesus, my skree. Presies, dis ek bedoel dis nog alright hier middel van die dag as baba skree. Dis alright. Maar weet jy hoe erg is dit as 'n baba 2 uur in die aand skree? Dis terrible. En nie net dit nie, vuil doeke ook nog. Vuil doeke, terrible. Weet jy wat, prinses, ek het 'n plan. Wat van ek gaan kry vir jou 'n nanny? Ek stap daar na die Hebreëse vrouens toe, die Joodse vrouens toe. Ons gaan kry vir jou 'n nanny. En sy sal dan doeke ruil, baba voer. Sy sal in die aand uit die baba kyk en as hierdie laaitjie bietjie ouer is en die admin is minder, dan bring ek hom vir jou. Jy kan net lekker speel met hom. En die prinses dink, onthou, die regerder se dogter, slavin dogter, en sy dink, wow, dis 'n briljant plan. Dis 'n uitstekende plan. Weet jy wat? Ek gaan nie net luister vir jou nie, maar ek gaan vir jou geld gee, sodat hierdie kind groot gemaak kan word. So ek sal betaal dat hierdie nanny, jou ma, die kind se ma, na hom sal kyk en hom mooi sal groot maak. En vriende, dit is wat hier afspeel. Ek weet nie van julle nie, ek kyk so party van die ouer mense, ten minste my ouderdom in Opper sal dit dalk onthou. Wat ek groot geword het, was daar 'n kartoon op TV van die Roadrunner en die Coyote. Wie onthou dit? Een van die great cartoons wat ooit uitgekom het. Die ding wat dit so goed maak, is so die Roadrunner is hierdie groot voël, ek is nie lekker seker wat se tipe voël nie. Coyote is so Amerikaanse tipe van 'n wolf ding. Wat die storie so goed maak, is elke episode is dieselfde. Elke episode het presies dieselfde storielyn, is brilliant. In elke liewe verhaal dan kom die Coyote, hy probeer die Roadrunner doodmaak en hy stel vir hom 'n struik. En elke liewe keer kom die Roadrunner nie net weg nie, maar die Coyote val in dieselfde struik wat hy probeer die Roadrunner invang. En dit is die storie hier. Dit is presies, vriende, wat ons hier het. Besef jy dit? Moenie die ironie, hier's baie aspris ironie in hierdie storie. Eksodus 1 vers 22, wat is dit wat Farao se begeerte is? Die Hebreëse seuns moet almal in die Nylrivier verdrink word. Wat hier gebeur is die een Hebreëse seun wat sy ondergang gaan beteken, word nie net uit die Nylrivier uit nie net daarin verdrink nie, maar word uit dit uit gered. En daai kind word nie net deur enige persoon uit die Nylrivier uit gered nie, maar deur sy eie dogter. En so stop net gou, vriende, hoe snaaks dit is, hoe brilliant dit is. Wat dit beteken, is dat die een Hebreëse seun, wat God se mense gaan verlos, en hom, hierdie Farao se ondergang gaan beteken, hy gaan nie net betaal vir hom nie, hy gaan nie net vir eendag hom in sy huis inbring, en hom deur die Universiteit van Egipte bring, en hom 'n brilliant strateeg maak nie, maar daai seun gaan inside information kry, en hy gaan die ideale verlosser vir God se mense word. Hoe verstommend is dit nie? Prys die Here vir sy soewereine wysheid.
Christen, kan ek jou asseblief vanoggend net bemoedig in dit? Ek praat hier spesifiek met die Christene. Kan ek jou bemoedig vanoggend? Jy sit dalk hier en jy dink, ja, Poen, maar dit is Moses. Moses is 'n spesiale kind, hy is 'n mooi kind. Kan ek vir jou sê, Christen, besef jy dit? Dit is wat die Nuwe Testament sê. As ek en jy mense is wat deur geloof verbind is met God se geliefde seun, as ons in Jesus is, dan sê die Bybel, is jy mooi vir God. Jy is spesiaal vir God. God se guns, alles danksy sy geliefde seun, rus altyd op jou. Daar's nie 'n oomblik, maak nie saak wat jy doen, wat God se guns nie op jou lewe rus nie. Wat dit beteken, is dat Romeine 8, vers 28, is die banier wat altyd, elke oomblik, van elke dag, in elke plek en seisoen waar jy jouself bevind, is Romeine 8 vers 28 die banier wat wapper oor jou lewe. God is besig om alle dinge ten goeie te laat meewerk vir jou. Nou as jy enigstens soos ek is, hoor jy dit, jy ken daai versie. Maar op die beste van tye, wanneer ons in ons moeilike seisoene is, dan sukkel ons om dit te glo. En as dit jy is, kan ek jou aanspoor. As dit jy is, jy sukkel om te glo dat God is besig om alle dinge wat nou sleg in jou lewe is, ten goeie te laat meewerk vir jou en vir sy koninkryk. Kan ek jou aanspoor, wag op die Here? Wag op die Here? Handelinge 7 wat vertel van hierdie hoofstukke in Exodus, vertel vir ons dat Moses tot en met die ouderdom van 40 in daai paleis was. Alles wat plaasvind op hierdie stadium, voor die volgende gedeelte, gebeur vir 40 jaar. Ek kan totaal en al insien hoe Moses vir 40 jaar is lank, mense. Hoe Moses vir 40 jaar lank gedink het, waar is God? Waar is God? Wat is God besig om te doen? Ek is nie by my familie nie, ek is nie by my mense nie. Here, is jy nie lief vir my nie? Here, wat is jy mee besig? Wat is jy besig om te doen? Maar vriende, ek kan totaal en al ook sien hoe op 'n latere stadium in Moses se lewe, toe God hom eers oprig om oorlog te maak teen Farao, die Farao in wie se huis hy groot geword het, by wie hy die beste van opleiding gekry het. Ek kan totaal en al sien hoe Moses op 'n latere stadium in sy lewe teruggekyk het en gesê het, die Here is goed, die Here is wys, die Here het presies geweet wat hy gedoen het. Nou sien ek waarmee die Here besig was. Christen, kan ek jou bemoedig? Hoor dit, want ek weet ons voel dit nie. Ons moet dit glo. Die Here weet wat hy doen. Hy is lief vir jou. Selfs in die seer en die sleg van jou lewe is hy besig om met jou te werk. Juis in die sleg en die seer is hy besig om met jou te werk. En hy is nou besig om deur jou te werk. Kan dit nie dalk nou sien nie? Kan dit dalk nie nou verstaan nie? Wag op die Here. Daar sal 'n dag kom wat ons dit sal verstaan. Hier is die derde beweging. Laaste ding in die storie bring ons dan by die derde gedeelte, vriende. En hier sien ons Moses, die verlosser. Moses die verlosser. Ons stel die storie op daar in vers 11. Die teks sê vir ons in vers 11 dat Moses het op hierdie stadium al groot geword. Weereens, Handelinge 7 sê vir ons, soos ek net nou gesê het, dat hy is op hierdie stadium 40 jaar oud. En so Moses besluit eendag, hy verlaat sy perfekte paleis en hy gaan daar na die konsentrasiekamp en hierdie slawerny bestaan van sy mense toe. Hy gaan af van sy paleis af en hy gaan soontoe. Soos hy daar aankom, sien hy hoe een van die Egiptenare, een van sy mede-Jode martel en hulle slaan en oor slaan. Kyk sommer daar in vers 12. Die teks sê vers 12 dat Moses, toe hy dit sien, toe het hy hierheen gekyk en hy daarheen gekyk. En toe Moses sien dat niemand hom sien nie, toe gaan hy en hy tackle die Egiptenaar en hy slaan vir hom en hy slaan vir hom dood. En hy gaan begrawe hom. Dis premeditated. Hierdie is premeditated. Nou vriende, die doel van die storie hier is nie om 'n morele uitspraak te maak oor dit wat Moses gedoen het nie. Die teks stel nie belang om oordeel te vel, was dit reg of verkeerd nie. Ons weet dit is verkeerd om moord te pleeg. Die 10 gebooie net hierna gaan dit baie duidelik maak. Dis nie die punt
van die teks hier nie. Die punt word vir ons duidelik gemaak deur Handelinge 7. Stefanus in sy preek wat verwys hierna, gee vir ons die punt hiervan. Stefanus sê vir ons in Handelinge 7 dat toe Moses gegaan het en toe hy hierdie Egiptenaar doodgeslaan het, het hy gemeen, hy het gedink, hy het gehoop, geglo dat God se mense, sy volk sal verstaan dat God het hom wat Moses is opgerig om hulle verlosser te wees. Dat dit is hoekom hy dit gedoen het. Maar vers 13 vertel vir ons net die volgende dag, toe Moses teruggaan weer na sy mense toe sien hy nog 'n onder onsie tussen twee Jode hierdie keer, en toe hy hulle uitmekaar uit probeer bring, toe kyk die een hy so vir hom in vers 14, die een Jood sê vir Moses, Moses, wie het jou as owerste en as regter oor ons aangestel? Dink jy om my ook so dood te slaan soos wat jy gister daai ander Egiptenaar om die lewe gebring het? En vriende, hier is die eerste verrassing in hierdie laaste toneel. Die eerste verrassing hier is dat God se mense het nie God se verlosser erken nie. God se mense het God se verlosser verwerp. En so die gevolg daarvan was vers 15, Moses het toe gevlug. Hy was bang Farao gaan hom doodmaak, so hy gaan toe waarna toe? Hy gaan toe na heidense land toe. Hy gaan toe na Midian toe, na die woestyn van Midian toe. En wat gebeur daar? Nog 'n storie van verlossing. Hierdie keer is Moses daar. Moses kom by 'n waterput aan en daar is 7 dogters van 'n Midianitiese, so heidense priester, sy naam is Reuel. En hy het 7 dogters, hulle is besig om water te skep, maar daar kom hierdie veewagters aan wat hulle wegjaag en wat vir hulle sê, julle kan nie water hier kry nie. Dis 'n probleem. Vriende, as jy in 'n woestyn nie water kry nie, gaan jy dood. Moses met verlossingswerk in sy DNA gaan en hy gaan verlos hierdie dames. Hy 10 en fight teen die veewagters. Hy gaan kry vir hulle water. Hy gee vir hulle water en hy red hulle. En wat gebeur? Hier is die volgende skok in die storie. Hierdie heidene ontvang hom. Hulle ontvang God se verlosser. Hulle pa, Reuel, nooi hom in. Hy breek brood in sy huis saam met Moses. Hy gee sy dogter Sipora aan Moses. Sipora bring 'n kind in die wêreld en sy naam is Gershom. En op hierdie stadium in Moses se lewensstorie som hierdie kind sy lewensstorie op. Die seun se naam, vers 22, beteken, Gershom beteken, ek, sê Moses, is 'n vreemdeling. Ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. En dit is waar ons storie eindig. Dit lyk sleg. Hy's 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Maar vriende, weer eens, kan ek en jy terugstaan en God se wysheid in dit net sien. Weer eens, hoor mooi, moet dit nie mis nie. Handelinge 7. Stefanus vertel vir ons dat hier in die woestyn van Midian was Moses vir hoe lank? 40 jaar. 40 jaar gaan Moses nou hier, van die ouderdom van 40 tot 80, gaan hy in die einste woestyn vir 40 jaar wees waar hy tevore was. Jy sien, as ek en jy 'n job kry by die werk, en dit is 'n moeilike werk, dan wens jy dat jou baas gee vir jou 'n testrun. Jy wens jou baas gee vir jou 'n toetsloopie. Hierdie is God se genade. Moses gaan vir 40 jaar in die einste woestyn 'n herder van God se kudde moet wees. Die Here is so goed. Die Here help hom om die landskap te verstaan, om te verstaan wat dit beteken en om die marathon te kan hardloop wat hy hierna met God se volk gaan moet doen. Vriende, prys die Here vir sy wysheid. Romeine 8 vers 28. God laat alle dinge ten goeie meewerk vir sy kinders. Alle dinge, selfs die slegte dinge, is God besig om ten goeie te laat meewerk. En vriende, as ek en jy hierso sit, soos wat ek doen, en ons sukkel om te kan sien hoe God die slegte dinge kan ten laat goeie meewerk, dan het ek en jy nodig om ons oë van ons slegte dinge af te haal, en ons moet kyk na Jesus. Ons moet kyk na die slegste ding wat in wêreldgeskiedenis gebeur het, en sien hoe God in die slegste van dinge wat ooit al gebeur het, dit ten goeie laat meewerk het.
Vriende, dis die Christen evangelie. Ons is 'n mense, sê die Bybel, die Nuwe Testament veral. Ek en jy is 'n mense wat van nature af slawe is in 'n slawerny bestaan. Ons is 'n mense, sê die Nuwe Testament, wat slawe is van ons eie sonde. Ons is slawe van die Satan en ek en jy, almal van ons, almal in die wêreld is slawe van die dood. Die goeie nuus van Christendom is dat God het sy geliefde seun, sy mooi seun vir ons gegee. God die Seun het sy perfekte paleis verlaat. En hy het in ons konsentrasiekamp bestaan, het hy ingebreek in hierdie wêreld in. En hy het eers gegaan na sy mense toe. En die verstommende ding is dat sy eie mense het hom verwerp. Maar besef julle vriende dat selfs in die verwerping van sy eie mense was dit seëning vir jou en my. Ons is die heidene. Ons is die Midianiete wat nou kan voordeel trek uit God se verlosser se verlossingswerk. En so ons het nodig om na Jesus te kyk en ons kyk spesifiek na hierdie Jesus op sy kruis. In die taal van Exodus 1 en 2 vriende, die kruisdood van Jesus was die oomblik waar God se mooi seun in die Nylrivier verdrink was. Dis presies wat ons by die doop vandag geïllustreer het. Dis wat die doop illustreer. Jesus wat verdrink het in die waters van die Nyl. Hoekom? Exodus 2, dat ons, soos hierdie dogters van Roel nou, die lewende water kan kry in ons woestyn bestaan. Die slegste gebeurtenis in wêreldgeskiedenis het God gebruik om alle dinge vir sy mense vir alle ewigheid goed te laat uitwerk. En so ek wil ons los hiermee, vriende. Ek wil een uitnodiging maak as jy hier so vandag sit en jy is nie 'n Christen nie. As jy nie 'n Christen is, kan ek jou vandag asseblief tog uitnooi en vir jou baie mooi vra, moet asseblief tog nie Jesus wegwys nie. Moet jy ook nie Jesus se goeie heerskappy oor jou lewe verwerp nie. Kan ek jou uitnooi bid? Dalk selfs saam met my nou, ek gaan bid en jy kan dit net agter my aan sê, maar roep uit tot die Here. Kyk na hierdie Jesus, God se verlosser gestuur vir jou. Roep uit na hom toe en sê, Jesus, ek het verlossing nodig, ek is 'n slaaf. Ek weet ek is 'n slaaf van my sonde en van die Satan, en ek weet vir 'n feit ek is 'n slaaf van die dood. Jesus, sal jy my red? Jesus, ek kyk na jou. Dankie Jesus dat jy het gekom om ook die kettinge te breek en my uit Egipte land uit te bring. En as jy so sit en jy's 'n Christen, kan ek jou bemoedig. Kan ek jou bemoedig met 'n laaste bemoediging? Kyk jou in Exodus 2 vers 21, laaste keer wat ons neus in die teks sit. Die teks sê vir ons in vers 21, Moses was ingewillig om by sy nuwe familie te bly. Die Engels sê dit mooier hier. Die Engels sê Moses was content to dwell with them. Hoe mooi is dit nie? Weet jy dit, Christen? Jesus is content to dwell with you. Jesus is by jou elke dag. Hy's vir jou, hy's lief vir jou. Jesus gaan aanhou jou red, al voel dit dalk nie nou so nie, want dit is wie hy is, dis in sy DNA. Hy is 'n verlosser. Hy sal jou aanhou red. En so ek los ons met hierdie woorde. Net dit lees en dan gaan ek bid. Romeine 8 vers 32. Net na Romeine 8 vers 28, by the way. Hy, dit is God, wat selfs nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alle dinge genadiglik skenk nie? Ons het dit goed. Ons het dit goed. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U dat U 'n mense soos ons in ons Egipte land, dat U vir ons 'n verlosser gestuur het, U seun. Ag Vader, vir elkeen van ons wat hier is. Party van ons is die kettinge nog baie styf om ons bene, ons is nog in slawerny.
O Jesus, sal U ons red. Vader, party van ons is die ketTINGs reeds gebreek, maar ons lewe nog asof ons slawe is. O Jesus, sal U ons bly red. O Heilige Gees, wees ons genadig, soos wat ons uitgaan en gaan lewe as 'n vrygekoopte mense. Ons is lief vir U, want ons weet U was eerste vir ons lief. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.